Baie welkom by Versteekte Juwele. Jare gelede is daar gedramatiseerde Bybelverhale uitgesaai op Sondagmiddag vir die jeug oor die Afrikaanse radiodiens RSG vandag. En by een van die geleenthede hoor ek toe 'n verhaaltjie uit die Bybel wat my baie spesiaal beïndruk het. En jare later dink ek toe weer aan die voorval wat daar beskryf word. En ek soek toe daarna in die Bybel, maar ek kry dit op die ouend net met iemand anders se hulp in 1 Kronieke 11 van vers 15 af. Daar kry ons die toekomstige koning van Israel, Dawid, saam met 'n paar van sy makkers in 'n grot buite Dawid se tuisdorp Bethlehem. Maar op daardie stadium was daar 'n Filistynse aanvalsmag tussen die grot en die dorp Bethlehem. En Dawid spreek toe net die versigtiging uit, hy sal daarom so graag 'n bietjie water uit die put by Bethlehem se poort wou hê. En 3 van sy bevelvoerders wat daar by hom was, gaan toe uit die grot uit en vat die pad Bethlehem toe. Dawid het hulle nie gevra of beveel om dit te doen nie, dit was 'n spontane optrede, en hulle glip toe deur die Filistynse aanvalskamp en kry van die water en bring dit terug vir Dawid. Hulle het werklik hulle lewens gewaag. En wat doen Dawid toe hy die water kry? Hy gooi dit as 'n offer aan God oor die grond uit. Hy kon nie iets wat so kosbaar is, maar net vir homself vat om te geniet nie. En dit laat dink ons as Christene daaraan. Christus het nie maar net sy lewe gewaag vir ons nie. Hy het sy lewe volledig gegee, volledig uitgegiet. En dit laat verstaan vir ons ook meer wat 'n offer is. 'n Offer is 'n prysgawe van iets kosbaar vir jouself. En as Christus sy lewe vir ons gegee het, dan kan ons nie anders as ook maar om ons lewens vir hom te gee as 'n offer nie.